Goeiemôre, my naam is Pastoor Pieter van Wyk. Baie koud vandag, die 13de Mei 2025, hier in die koue dorpie van Bultfontein. Maar ek het iets op my hart wat ek met jou wil deel. Hoe hanteer ek hartseer? Ek het vanoggend 'n oproep gekry van jarelange vriende van my. Baie jarelange vriende. Hy saam met my gitaar gespeel, saam met my mannekampe gedoen. Vanoggend die boodskap gekry, hy's by die Here. My eerste reaksie was, en nou wil ek met jou praat. My eerste reaksie was dat ek kon my trane nie keer nie. Maar my tweede reaksie was dit. Hy is by Jesus Christus. Uitstekende kind van God, hy en sy vrou. 'n man wat God gedien het, musiek gespeel het. En toe moes ek 'n besluit neem. Gaan ek huil oor die hartseer? Natuurlik is daar hartseer. Of gaan ek huil uit dankbaarheid uit dat hy by God is? En ek wil jou bemoedig vandag, want ek het dit in my eie lewe nou vandag ervaar. Jy kry hartseer nuus. En dan ween jy, en dis geen probleem nie. Maar hierdie was die trane van pyn. Dit was trane van dankbaarheid dat hierdie broer van my by Jesus is. Die afgelope tyd kry ons baie oproepe van mense wat ek oor die land ken, oor die wêreld ken, wat skielik net sterwe. Maar die grootste blydskap wat ek ervaar met my trane is, hulle het by Jesus uitgekom. En ek wil jou bemoedig, miskien het jy ook hierdie week, hierdie afgelope tydperk, hartseer nuus gekry. Maar as jy vandag weet, hulle is by die Here, al die engele in die hemel jubel en juig oor een siel wat huis toe kom. Dan mag ek maar huil van jubilatum. Dan mag jy maar huil van jubilatum. My gebed is dat sy naam, Jesus, so salf uitgegiet sal wees op jou. En dis wat ek vandag beleef het, en nou nog steeds beleef, terwyl ek met u praat. Geseënd is jy. Hou jou oë op die Here. Moenie moedeloos raak nie. Dien God met blydskap. Ek praat weer met jou tot 'n volgende keer. Geseënd is jy.